Ons sê vanmôre klem op hierdie een versie. Ek seker jou gewonder, waarom praat 'n mens 2 visse en 5 broodjies? Baie. Ons moet ons Christelike stories vertellers wees. Ons lê klem op hierdie een versie, Johannes 6 vers 9. Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse. Maar is dit genoeg vir so baie mense? Geliefdes in die Here, liewe kindertjies, Jesus was op pad na die oorkant van die see van Galilea. 'n Groot skare het hom gevolg. Miskien het nuuskierigheid, miskien met geloof, miskien met 'n verwagting van hierdie Here, miskien met hoop om by Jesus uit te kom. En die rede hoekom hulle hom gevolg het om by hom uit te kom, by Jesus uit te kom, omdat hulle het al van sy wondertekens gesien. En die dorpie, verbeel julle, 'n klein dorpie, hulle is so groot soos Kaapfontein. 'n Klein dorpie stap Jesus, sy disippels en die skare stap die dorpie verby. Daar was duisende mense. En toe hulle verby 'n sekere huisie stap, was daar 'n seentjie. En hierdie ou seentjie, die Bybel sê nie hoe oud was hy nie, die Bybel sê ook nie hoe groot was hy nie, maar die Bybel sê 'n seentjie, miskien so oud soos julle vandag is, seentjies. En die seentjie raak opgewonde en hy hardloop na sy mamma en vra haar, "Mamma, wat gebeur hier?" Nou wonder 'n mens, ek wonder maar net, het sy mamma geweet dis Jesus? Het sy mamma geweet van Jesus? Dalk het sy mamma hom al vertel van Jesus. Dalk nie. Dit staan nie so in die Bybel geskryf nie. Maar sy mamma het omgedraai en vir hom padkos ingepak. 2 visse en 5 broodjies. Het sy mamma vir hom. En omdat sy mamma vir hom padkos ingepak het, het sy mamma geweet, dit gaan 'n lang storie wees, want dis menigte mense, dis duisende mense, maar die seentjie het hom nie laat afskrik nie. Hy het vir Jesus gaan volg, want hy wil weet wat aangaan. Mamas, papas, hoeveel van ons vertel ons kinders van Jesus? Kom ons sê hierdie mamma wat die Bybel van praat, het haar seentjie vertel van Jesus, want sy het vir hom padkos gepak. Dan kan jy vir jouself afvra vandag, mamas en papas, hoeveel van u vertel hierdie kindertjies van Jesus? Hoeveel van ons versuim om ons kinders te vertel van Jesus? Hoeveel van ons versuim om ons kinders nuuskierig te maak soos die seentjie oor Jesus? Ek kan maar net vanmôre wonder of u dalk hier sit vanmôre. Ouers, ons as ouers moet 'n Christen storie verteller wees. Ons moet ons kinders van Jesus vertel. Kom ons sê die seentjie se mamma het hom al vertel van Jesus. Het u kind al vertel van Jesus? Ek glo hierdie kindjie se mamma het hom vertel van Jesus. Anders sal hy nie agter die skaal aangegaan het.
onsself by hierdie Jesus uit te kom. Ons weet ook nie of sy mamma saam gegaan het. Die Bybel sê nie. Maar tog het sy vir hom padkos ingepak. En dis al wat hy by hom gehad het. Sy mandjie met sy 2 visies en sy 5 broodjies. Dis al wat ons weet. Sy mamma het vir hom padkos ingepak. Nou is die skare al verby sy huis. Hy is nou hier agter. Dis groot skare mense. Soos ek reeds gesê het, ons weet nie hoe groot hy was nie. Ons weet nie hoe oud hy was nie. Maar kom ons sê hy was 9 jaar oud. Dis almal 9 wat ons sit. Kom ons sê hy was so groot soos ons julle kindertjies wat hier sit. En hy het hom gehaas. En al wat ons weet, hy wil deel wees. Hy wil nie deel wees van die verlore skare. Hy wil agter hierdie Jesus aangaan. Ouers, so dikwels is daar kinderhartjies wat graag by die Sondagskool wil kom. Kinderhartjies wat graag Sondag in die kerk wil wees. Waar is ons ouers? Soms en dan dink en redeneer ons as ouers so. Solank ek vir jou werk, solank ek jou voorsien van kos, klere en selfs materiële dinge, is dit oké. Ons ouers redeneer so. En solank ek vir jou hierdie aardse dinge koop, is dit oké. Ons ouers dink so. Ons redeneer so. Solank jy is, hoe sê julle, kwai stelfoon kry, is het alright. Mama gaan nie waar in Sondag, of ek in die kerk is. Ek het gekry, mama het Vrydag gepay, ek het gekry. Dis hoe ons dink. Dis Vrydag, Saterdag. Niemand in die huis praat van Sondag. Niemand in die huis praat van Sondagskool nie. Ons versuim, ons verlaat ons kinders. Veel van ons maak die kind groot soos hierdie mamma, om die skare te volg wie Jesus volg. Ouers, maak die kind groot om die skare te volg wie Jesus volg. Ons versuim. Ons kan vanoggend vir ons net self afvra. Maak ek my kind groot om die skare te volg wie Jesus volg? Vertel hulle van Jesus. Daar was nog nooit so 'n vraag vir die kindertjies gevra nie. Ek gaan julle toets vanmôre. By die skool, dan vra hulle al die wat wil jy eendag word? Dan sê ek wil 'n dokter word. Ek wil 'n verpleegster word. Ek wil 'n dokter word, soos ons sê. Ek wil 'n Michael Jackson wees. Dis sê dit. Kom ek vra vir julle vanmôre, een vraag as ek julle handjies. Wie van julle kindertjies wil eendag 'n dominee wees? Wie? Pragtig. Ons moet nou vat, kerkraad, vat nou. Daar sit hy. Hy steek sy hand op. Hy sê hy wil eendag 'n dominee wees. Daar sê, staan op. Oud is jy. Hy 7. Kerkraad, gemeente, vat nou. Hy sê hy wil eendag 'n dominee wees. Niemand het ook kindertjies nog almal so vraag vra nie. Ons praat.
die swaar kry, die niks het om te eet, dan sê ons, hier kom het in, God sal voorsien. Hier kom het in, die seentjie se padkos. God sal voorsien, ons sê soms. Maar sommige as ek op maar net sê dit. Maar moenie, vir laat maak, moenie. God hoor jou. God sal voorsien. En nou sê dit baie. Mama, as daar iets, wat eet ons vanaand? Wat sê my? God sal sorg. God sal voorsien. Kyk ons op. As ons hierdie, die iemand het gelees weer, by die huis. As ons lees Johannes 6. Voor die Here die brood en die visies uitgedeel het hy opgekyk na sy Vader toe en hy het vir die kos dank. Hy het vir die kos gedank. Hy het sy Vader dankie gesê vir die kos. Ja, ons vergeet soms sê, ek het al baie gesê, skep die kos op in die kombuis. Haak nie julle vir die dier. Nie eens gebid. Maar Jesus het opgekyk na sy Vader en hy het vir die 2 visies en die 5 broodjies het hy vir sy Vader dankie gesê. Dankie vir wat ons het. Ouers bid ons voor ons eet. Ouers bid ons voor ons gaan slaap. Ek kan my eerlik wees vanmorgen. Bid ons. Bid ons regtig. Voor ons eet, dank ons vir die 2 visies en die 5 broodjies wat op hierdie tafel is. Ons sê God sal voorsien, ja. Biddende ouers pak padkos en vir hulle kinders. Doen ons dit? Pak ons nog padkos in vir ons kinders. Ons hoef nie ryk te wees nie. Ons hoef nie geld te hê nie. Ek glo, die skare die Jesus gevolg het, was arme mense. Want anders sou hulle eie padkos saamgebring het. Ons hoef nie dit te hê nie. Om Jesus te volg nie. Weet die ouers iets in die lewe. Ouers koop mos nie meer Bybelstorieboeke vir hulle kindertjies nie. Nee, julle kry nie meer dit nie. Eerlik, julle kry nie meer Bybelstorietjies vir 'n verjaarsdag of vir Kersfees. Julle kry nie meer dit nie. Ons kinders moet van Jesus weet. Wat het u gedink, liewe ouer? 2 visies en 5 broodjies kan nie met die ouer praat. 2 visies en 5 broodjies kan ook met die ouers praat. Dis nie net vir die kind nie. Ons koop glad nie meer Bybelstories nie. Ek wil gou vir ietsie vertel. Amma weet van is Sasadag, nee? Ja. Nou, dit was Sasadag. Ek staan agter 'n ouma in Pepstoel. Staan ek agter 'n ouma. En daar's 'n klomp, ek skat hom so 9 jaar oud. En hy gaan te kere, omdat nou net gekyk. En hy skop en hy trap hy ruk die reling ook af. En ek vra vir die vroukie, ek sê vir haar, Ommie, wat is dat nou sê vir haar? Moet hy nie in die skool gewees het nie? Sy sê nee, hy het nie skool toe gegaan nie, hy verjaar vandag. En nou, toe sê sy, hy
Hy het net al by my gekom met ek moet vir hom 'n selfoon koop. Dis ouma. En dan kan ek nie verder vertel, ek is agter haar. Ek soms maak ons rekeninge op vir mense, arme mense. Sy moes eers daai rekening betaal voor sy vir daai 9 jaar kind 'n selfoon kan koop. Ek sal nie die bedrag sê nie, want ek het alles goed. En my hart het in my skoene gesak. 'n Kind wat 'n ouma oorheers, koop vir my 'n selfoon, want ek verjaar vandag. Ek sê, ouma, koop vir hierdie kind 'n Bybelstorieboek. Dit is 'n antwoord. Nee, hulle wil nie sulke goed as nie. As die waarheid, ons kry dit is waar. Hulle wil nie meer sulke, die kinders wil nie meer sulke goed hê nie. Hulle wil selfoon hê, 'n kwaaiene. Ek weet nie die name nie, dan sal ek hulle ook nie doen. Sy haar selfone, jy mag het hê. Elke mens is geregtig op vernuwing. Ons gaan ons by die vernuwing van die lewe aan. Elke mens is daarop geregtig. Jy mag nie hê. Jy mag het selfone nie. Maar ons moet oppas. Die selfone en die Bybelstories en Bybelboeke se plek ingeneem. Die plek ingeneem. Dis wat sê, liewe ouer. Die seentjie met sy 5 vissies, met sy 2 vissies en sy 5 broodjies se mamma het hom vertel van Jesus. Ek glo so. Anders sou hy nie nuuskierig gewees het oor hierdie Jesus. Hy wil weet. As u daar die ouer, maak u kind nuuskierig oor Jesus. U moet tyd maak daarvoor. U moet, ouers, ons kinders is nog jonk. Hulle ken nie hulle eie behoeftes nie. Ouers, hulle ken nog nie hulle eie behoeftes nie. U ken dit. Hulle weet nie van die gevare wat daar buite vir hulle bedreig nie. U weet dit. Daarom moet u kind van Jesus vertel. Dis u plig. En kom sê ons so. Want die Here het hierdie kindjie aan u geskenk. U moet hierdie kindjie beskerm. U moet die kindjie oppas. En grotensdeel, u moet hierdie kindjie van Jesus vertel. Anders gaan hy verlore. Anders gaan hy by die skare wat heel agter was. Maak hom die seentjie met sy 2 vissies en sy 5 broodjies, wat die skare volg, wie Jesus volg. Maak hom of haar so 'n kind. Dis die blik. En weet jy, as ons hierdie dinge vir ons kinders vertel, liewe ouers, en die Bybel sê verder, hy het van sy vader gevra, en hy het die 5 broodjies en die 2 vissies vermeerder. U kan dit ook doen, ouers. Maak hierdie kindjie soos die skare God wat Jesus gevolg het. En so sal u sy toekoms vermeerder. Soos wat Jesus die 2 vissies en die 5 broodjies vermeerder het, sodat daar duisende daarvan kon eet. Die Skepper het die kinders gegee en toe vertrou. Laat hom Jesus volg. En u sal sien, liewe ouer,
na u ouer hart se verlange. U is verantwoordelik om vir die kind te bid en te beskerm. Die wêreld woed daar buite. Bring kind saam met die skare van Jesus. Die duiwel wil ons kinders hê. Hulle wil ons kinders hê. Laat u kind saam eet aan die 2 visse en die 5 broodjies. Saam met die duisende skare. En u sal sien, na u kind versadig is, sal u sien, hulle sal God se wonderwerke doen. U self ook. Laat u kind bewus raak van God se wonderwerke, voordat dit te laat is. Die Satan wil ons kinders hê vir die wêreld en sy slimheid. Keer oor keer, terwyl hulle klein is. Leer hulle om op te kyk na Jesus. Hoeveel ouers is dalk vandag spyt? Ek kan maar eerlik wees, niemand. Die Here, dat u nooit die kan vertel het van Jesus. Hoeveel ouers, en selfs hier vandag, is spyt vandag, bitter spyt. Ek het nooit my kind van Jesus vertel. Vertel hom, hy wil eendag 'n dominee word. Weet u mamma, wie vandag hier sit, u seentjie, wil eendag 'n dominee word. Vertel hom van Jesus. Spyt, sê die spreekwoord, is altyd te laat. Baie dinge word vir ons as ouers te laat, as ons hierdie onskuldige kinders, as ons nie na hulle kyk, as ons hulle nie beskerm nie. Ons is nou in lydingstyd. Vertel die kinders van die ou nuwe kruis. En God sal voorsien. En die voorsien van God sal wees. U slapelose nagte sal verbygaan. Die kansskote wat ons hoor hier in Kalkfontein, u sal dit later nie meer hoor nie, want u het u kind saam met die skare gestuur, wat Jesus volg, en wat agter is. U bekommernisse en u vrese sal verbygaan, as u kind van jongs af kan leer, van hierdie Jesus. Die kind is daar buite. Die lê wakker. En so kan ons dit opnoem en opnoem en opnoem, vir wat lê u alles oor wakker, oor u kind. En so kan ons aangaan. Ek wil laat sien. Liewe ouer, u het gedink vanmôre wat ek die kinders, hulle verstaan van die 2 visse en die 5 broodjies. Maar grotendeels, ek kan nie ken sy behoefte nie. Ek kan nie weet nog nie van gevaar wat daar buite kan wag vir hom nie. Nou is dit u plig, liewe ouer. Bring u kind saam met die skare wie Jesus volg, sodat Jesus hulle padkos kan vermeerder. En u sal vind, en u sal kan glo, en u sal kan vertrou, God voorsien vir u kind se toekoms. Hy 6:59 wat my sondagskool is. Hy bepaal sy toekoms. Mama, papa, u moet na die kind se toekoms kyk.
Spreekwoord sê by die boompie terwyl hy jonk is. Buig die boompie, u het die mag. Ek laat my nie sê dat 'n 5-6-jarige kind vir my in my huis kan rond. Wie? Buig die boompie terwyl hulle nog so jonk is. En God sal voorsien. Hou die kind se hand vas van die vrede wêreld met buitekant. In Kaapfontein. In Kaapfontein. Ons kyk maar reg op die Weskaap. Mense skree in die gang, kom help ons, want ons kan nie meer slaap nie, ons kan nie meer, kom help ons asseblief, dit maak nie. Kyk op na Jesus. Wanneer sal ons hulp vra vir Jesus, vir hierdie kanslote wie ons op diere moet doen? Ons jaars is opgemaak met slop en grendel. Wanneer vra ons vir Jesus, help ons? Hou die kind se hand vas vir sy toekoms. U moet net open die kind se hand en God se hand wel in plaas. En God sal